Toe ek net tot bekering gekom het, was ek hierdie wille jong man. Jy weet, ek het nie in 'n kerk groot geraak nie. Ek ken nie die kerktaal nie. Ek ken nie die kerkklere drag en al die heilige maniertjies wat mense het in 'n kerk nie. Ek het net geoperate. Ek het Jesus encounter en ek het Jesus na ander mense toe gevat en duiwels is uitgedryf en siekes is gesond gemaak en mense is vrygemaak en kom vry en eers hulle encounter Jesus word gedoop, gevul met die Heilige Gees, praat in tale. Was net hierdie awesome wegspring, vinnige blok. Almal het altyd geprofeteer en sê ek is die regte willeperd. Jy weet, ek hardloop oral. Ek gaan breek, ek's 'n pioneer. Ek breek deur die goeters. En nou is ek hierdie jong evangelis aan die brand vir die Here. Ek wil net siele tot bekering bring. En dan kom ek by die pastoor en dan sê die pastoor vir my, ja, jy weet, kan nie so hande op almal lê nie. Jy weet, ek kan nie so vir almal bid nie. En dan jy sê, kan nou nie 'n duiwel hier uitdryf nie en jy kan nie dit doen nie en jy kan nie dan doen. En al hierdie storieetjies vir my gehad en dan het dit my so frustreer. Jy weet, eendag toe vertel 'n pastoor vir my al die goed wat ek nou nie kan doen nie. En hy haal sy boeke uit wat hy geswat het. Hy sê, ek het hier geswat en ek het hier geswat en hy wys my al sy papiertjies. En ek onthou lê ek so oor en ek druk so daar waar daar staan, jy moet hande op siekes lê en duiwels uitdryf. Ek sê vir my, ek wil net gou hier weet sê met hande op siekes lê. Hoeveel duiwels het jy al uitgedryf? Nee, sy het nog. Ek sê, pastoor, jy het nie 'n klou waarvan nie. Jy weet nie waarvan jy praat nie. Moenie vir my sê geswat nie. Jy weet nie waar jy het nog eens 'n duiwel uitgedryf nie. So jy kan nie vir my sê wat ek moet doen nie. En dan is ek so frustreerd geraak want hierdie pastore speel net Woensdag golf en preek vir 'n uur op Sondag. En dis al wat hulle doen met hulle lewe. En jy sien, toe tref die blinde Sambok en hy slaan vir my. Hy slaan my boude blou. In 2020 toe lockdown kom en alles lockdown en kerke lockdown, toe is ek eers frustreerd want toe gaan ek so en sê hierdie kerke is almal klomp slap pastore. Hulle is bang vir die government. Ek gee nie om toegesluit te raak vir die gospel nie. Die evangelie moet voortgaan. Hoe preek ek die evangelie? Ons set up, ons het meetings, ons kom by mekaar soos in die ondergrondse kerk wat niemand mag weet nie. Ons kom by mekaar en so kom ons in Appington, ons begin worship aan een keer 'n week. En toe raak dit elke week. En toe raak dit elke week. En nou moet ons uit ons eie klein plekkie waar ons begin het gaan in 'n groter plek. En toe in 'n groter plek het, toe gaan ons aan ons eie gebou en toe ek weer kom sien, toe plant ek per ongeluk 'n kerk. Jesus, en toe ek per ongeluk 'n kerk plant, toe begin sit ek met al die mense se probleme van Maandag tot Sondag. Want ek nie eens weet waar kry pastore nog tyd om golf te kan speel en te preek op 'n Sondag nie. En in daai oomblik besef ek, jy weet, ek het 'n maatstaf gehad waarmee ek ander mense gemeet het en daai selfde maatstaf in my kom meet en vir my so gehumble. Daai Sambok het my gepiets. En ek moes teruggegaan het na pastore toe. Waarvan sê, hoor ek so jammer dat ek julle ooit gekritiseer het of geoordeel het oor die werk wat julle doen. By all means, as jy kan golf speel op 'n Woensdag, asseblief gaan doen dit. Julle het 'n blaaskans nodig. Ek het per ongeluk 'n kerk geplant. Hierdie ding put my uit. Dis die swaarste gewig wat ek in my lewe al gedra het, so om 'n kerk te plant. Ek loof die Here, hy het my bevry van die kerk wat ek geplant het in 'n baie goeie manier. En ek vra die Here asseblief my net nooit ooit weer vir my in 'n posisie sit waar ek 'n kerk moet plant. Ek gaan dit nie kan doen nie. My huwelik was onder druk, ek was onder druk, alles was chaos, dit was 'n gemors geweest. En op die einde van die dag kon ek teruggekyk het en gesê het, voordat ek ooit weer 'n pastoor oordeel oor hoe hy dinge doen, ek weet presies vandag in 'n klein mate, in so klein mate, deur die goed waardeur mense gaan, wat in 'n kerk is of in 'n pastoors of leiersposisie is. Dit is nie maklik nie. Ek wil vandag vir jou sê, voordat jy enige iemand oordeel op enige manier, pas op dat daai selfde maatstaf waarmee jy ander mense besig is om te oordeel, nie vir jou kom oordeel nie. Bybel sê, dieselfde maatstaf waarmee jy ander mense oordeel, gaan jy geoordeel mee word. Selfs as wat hy sê, dieselfde lepel waarmee jy uitdeel, is die lepel wat vir jou gaan meet, vir jou ontvang. So wanneer jy klein gee, dan gaan jy klein ontvang. As jy groot gee, gaan jy groot ontvang. As jy sleg oordeel, gaan jy sleg geoordeel word. As jy oordeel uitdeel, gaan jy oordeel moet kan ontvang. En dis hoekom hy dan sê, pas op dat jy nie ander ouens oordeel met daai maatstaf nie, want jou maatstaf gaan jou oordeel. Imagine God van dieselfde maatstaf waarmee jy ander mense oordeel en sê, right, bring daai maatstaf van jou en ons gaan jou lewe oordeel. Gaan ons oordeel, want God sê, hy gaan jou oordeel volgens sy woord. So as hy sy maatstaf gebruik om jou te oordeel, dan is jy in die moeilikheid. As God jou maatstaf gebruik waarmee jy oordeel, is jy in die moeilikheid. En ek wil jou vandag aanmoedig om te kyk na jou lewe in die plekke en areas waar jy mense geoordeel het wat jy weet jy self nie in reg stap nie, om vergifnis te vra teenoor God en teenoor mense. En dat jou mond geseël sal wees om nie na ander ons te kyk en te dink jy kan dinge beter doen nie. Wag tot jy eers in hulle skoene gestap het. Jy weet, haal eers die balk uit jou oog uit voordat jy 'n splinter uit 'n ander ou se wil haal. Vader, ek dank U in die naam van Jesus, Here, dat U aan ons openbaar in die areas waar ons mense oordeel en ons weet ons is nie reg in daai areas of weet nie as 'n klou waar ons praat nie. In Jesus naam bid ek, Here, dat U regtig oortuiging in ons hart sal bring.
van die sonde wat ons in het wanneer ons mense oordeel. En daai maatstaf, Here, ek wil vra, gooi my maatstaf weg, ek wil nie eens een hê nie. In Jesus se naam, Vader, mag die vrees van God op ons wees, dat ons nie teenoor ander mense praat nie, en mense meet met 'n maatstaf wat ons weet, ons nie eers ondergeoordeel sal kan word nie. In Jesus se naam bid ek, Here, dat U ons sal vergewe vandag, van elke plek in area wat ons mense geoordeel het, Here. En ek bid, Here, dat U ons wysheid sal gee, en 'n wag voor ons mond sal sit, sodat ons volgende keer mooi sal dink, voordat ons iets sê, in die naam van Jesus. Amen.